Môre sê Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is vanoggend uit Jesaja 30 vers 7 en Egipte nietig en leeg is sy hulp. Daarom noem ek dit Rahab wat stil sit. Nou ek en jy weet dat Satan soos 'n brullende leeu rondom ons loop om ons te probeer verslind. Maar net so kragtig soos wat Egipte was, soos wat Farao was, wil die Here en die Heilige Gees vanoggend vir jou kom sê, nietig en leeg is die hulp van die vyand. Hoe gaan ek dit glo? Hoe gaan ek by daardie plek uitkom om regtig te kan sien dat God almagtig is, maar die vyand net magtig? En daar's 'n groot verskil in dit. Die vyand kan geen hulp kry wat groter is as die hulp wat God gee nie. Innerlike stilte is so nodig as ons regtig die Here wil leer ken. In angs, erns en stres, krisisse, daardie stres word ons oorweldig met daardie gevoelens. Maar wat as jy in die plek is waar jy werklik niks kan doen nie? In sulke tye voel dit of ons lewens in mekaar tuimel en of ons uit mekaar uitval. En Konings 19 vers 12, en na die aardbewing was 'n vuur, en die vuur was die Here nie, en na die vuur was die gesuis van 'n sagte koelte. En dit is wat Elia moes beleef het. Die vorige dag kom die vuur kragtig van die hemel af en die vyand sien hoe groot is God. En die volgende is daar geen vuur, geen kragtige aardbewing nie, maar net die stilte waarin hy die Here moes leer ken het, wat 'n salwing daar werklik is. Hy sê, Psalm 46 vers 11, laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies en hoog op die aarde, om daarmee ons vlees tot stilstand te bring, ons liggaam en dan te hanteer dit wat in ons siel aangaan. Dan sal ons bewus raak daarvan in daardie krisis oomblikke dat ons nie alleen is nie, maar dat God saam met ons daar is. En mense wat deur hierdie gaan, sal vir jou sê dat alles wat hulle deurgegaan het, die moeite werd is, want hulle het by die plek uitgekom waar hulle God in 'n stilte ontmoet het, soos nog nooit tevore nie. 'n plek waar geloof aangeraak is deur die miracle worker, die promise keeper, die light in the darkness. Soms is ons enigste krag in stil wees en vertroue, want dit vat baie krag om stil te raak en net te vertrou. Nie 'n plek waar ek tens is, maar 'n plek waar ek regtig Jesus se vrede begin ervaar. Die plek waar ek kan skuil, waar ek as regverdige kan inhardloop in die toring van God, om daar beskerm te word by die prins van vrede. Jesus, baie dankie. In die gesuis van 'n sagte koelte, maak U my kalm en rustig, en leer U my wat 'n krag daar is, om te weet, U is God, hoog en verhewe. Jesus, dankie vir U bloed, dankie vir U liggaam, dankie dat ek kan stil raak en kan weet, U is in beheer. Van alles en almal wat teen my kom, staan niemand sterker as U nie. Dankie dat ek onder U bloed skuiling kan vind. En dankie Jesus vir U liggaam vanoggend, wat my genesing is. Amen.